gedink, ek gaan net so kort videoetjie maak om net ons nuwe reeks te intro. En ek dink julle het baie van die goedjies waaroor ons gaan praat, het julle nou gesien. So ons nuwe reeks, en ek werk al 'n rukkie aan hierdie wat ek voel, hierdie is iets wat ons oor moet praat, want mense sê ons doen nie. En mense sê ons sukkel. So ons nuwe reeks vir die volgende paar weke gaan wees leef in oorwinning. En ek gaan op sekere goeders bietjie tyd spandeer, soos byvoorbeeld mense hou daarvan om die woord stronghold te gebruik, en daar strongholds oor ons lewe, en strongholds oor die dorp, en strongholds oor 'n gemeente. So ek gaan bietjie praat oor wat spesifiek is 'n vesting, en hoe breek ons vestings in ons lewe en in ons dorp en oor ons omgewing. Julle het gesien, daar was 'n hamer wat 'n glasbottel stikkend geslaan het. En dit is God se begeerte om al hierdie goeders in ons lewe uitmekaar uit te slaan, want sy hart vir ons is om in oorwinning te lewe. Ek gaan 'n bietjie praat oor hoe oorkom ons die reëse in ons lewens en 'n hele paar ander goedjies. Maar vandag wil ek begin met die eerste ding, en ek wil amper sê die belangrikste element van hoe om oorwinning in jou lewe te leef, is om 'n dieper intimiteit met God in te gaan. Dit is die beginpunt. As daar nie intimiteit is nie, en as daar nie 'n begeerte vir dieper intimiteit is nie, is daar nie 'n manier hoe ons as kinders van God in oorwinning kan lewe nie. So, my eerste vraag vandag aan jou is, en die eerste aanname wat ek maak is, ons almal sit hierso met die begeerte om in oorwinning te lewe. So ek gaan nie daai vraag vra nie, want ek weet almal se begeerte is dit. Die eerste vraag wat ek vandag wil vra vir jou is, hoe diep is jou begeerte na intimiteit met God? En dit moet 'n oomblik wees waar jy by 'n kruispunt staan en besluit, wat se kant toe gaan ek gaan? Hoe diep wil ek werklik wees in my intimiteit met God? En ek wil die stelling maak is, dat ons almal so naby aan God is, soos wat ons kies om te wees. God is alomteenwoordig. God is hier. God is hier. God is oral. Maar ek kan hom totaal en al mis, want ek kan kies om hom te mis. Of ek kan totaal en al elke oomblik en elke minuut van elke dag hom beleef en met hom gesels as ek kies om dit te doen. Ons kan kies om in ons lewe in een van 4 sirkels van intimiteit te funksioneer. Nou as ek sê ons kan kies om in een van 4 sirkels te funksioneer, het ek bietjie gaan kyk watse voorbeelde in die Bybel kan ons vat van sirkels van intimiteit. Nou as ek praat van 'n sirkel is dit maklik. 'n Sirkel is in die buitekant is hy wyd, en soos wat 'n mens na die middel toe gaan, raak 'n mens al hoe nouer en al hoe nader aan mekaar. En ek het 4 sirkels geïdentifiseer, en ek wil graag vir julle vandag die storie lees. En ons kry hierdie storie in Exodus. Julle almal ken die storie waar Moses teen die berg opgegaan het, en hy het sulke steentablette gaan kry, die 10 gebooie. En in hierdie hele geskiedenis wat opgeskryf is oor hierdie hele tydperk waar Moses teen die berg opgegaan het, kry ons 4 verskillende sirkels van intimiteit. So die buitesirkel lees ons in Exodus 19 vanaf vers 11, en dit praat van die volk. Hoor gou hierso, hulle moet gereed wees op die 3de dag, want op die 3de dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï neerdal. Waken rondom die berg 'n grens vir die volk af en sê vir hulle, wees versigtig dat julle nie teen die berg opklim en selfs aan die voet daarvan raak nie. Elkeen wat aan die berg raak moet beslis doodgemaak word. Hier begin die storie van Moses moet teen 'n berg opgaan. Hy moet by die Here se voete gaan sit. En hy moet instruksies van die Here ontvang. En God sê, dit gaan gebeur. Hy gaan verskyn.
Daar gaan 'n wolk op die berg verskyn en julle gaan opkyk en julle gaan God se teenwoordigheid kan raak sien. Maar julle moet asseblief vir julle baken om die berg maak en die hele volk moet daar staan en kyk. Dis die eerste sirkel. En die eerste sirkel van intimiteit is baie keer, jy is eintlik maar net 'n toeskouer. Jy staan van buitekant af en jy kyk na wat God mee besig is. Jy kyk na wat God doen, die wonderwerke, die tekens, die deurbraak, die oorwinning wat in ander mense se lewens is. Jy sit dalk hier op 'n Sondag in die kerk en jy kyk en jy beleef die deurbraak, maar jy bly 'n toeskouer. En as jy 'n toeskouer bly, is dit baie keer vir jou te veel om in die teenwoordigheid van God in te gaan, want jy het nog nie daai keuse gemaak om te sê, maar ek wil eintlik in die berg opgaan. Ek wil ook eintlik in daai wolk gaan staan nie. Wat lees ons in die Ou Testament? God het op 'n stadium gesê, ek wil nou julle God word. Toe sê hulle, nee, ons wil maar 'n mens hê. Onthou julle daai storie? Nee, ons wil maar 'n mens hê. En dit is die buitesirkel baie keer. God sê, ek wil jou God wees. Kom teen die berg op. Maar ons staan terug en ons is net toeskouers. Dan die tweede sirkel. Kom 'n bietjie nader. Daarna het Moses en Aaron Nadab en Abihu. Dis moeilike woorde, nê? En 70 van die oudstes van Israel die berg uitgeklim. Hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was dit soos 'n plaveisel van lesiersteen, so helder soos die hemelruim self. En hierdie vernames van die Israeliete het God sy hand nie uitgesteek nie. Hulle het God aanskou en toegeëet en gedrink. So hier sien ons die sirkel raak 'n bietjie kleiner. Moses en die naaste aan hom en dan 70, né? Hoeveel? Ja, van die oudstes, van die leiers, ouens wat hulle hande opgesteek het in die tyd om te sê, maar weet jy wat, ek wil 'n bietjie verder gaan. Ek wil bietjie nader aan God kom. Ek wil bietjie meer van hom beleef. En hulle kon daarom toe so bietjie hoër opgegaan het in die berg, want hulle begeerte was toe nou 'n klein bietjie meer as die toeskouers, as die res van die mense. Dan kry ons die derde sirkel. Moses en Josua, sy helper, het gereed gemaak en Moses het die berg van God uitgeklim. Vir die oudstes het hy gesê, wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is by julle en wie ook al regsake het, kan na hulle toe gaan. So hier's nou die derde sirkel, dit raak 'n bietjie kleiner. Moses en Josua, ewe skielik nie twee, gaan nou 'n bietjie nader en bietjie hoër. En hulle gaan 'n bietjie binne in die sirkel in. Hulle kom 'n bietjie meer in intimiteit met God. Hulle kom nader aan daai wolk wat hulle kan beleef en dan uiteindelik die binnekring. En ongelukkig is dit so hartseer om te sê, die binnekring is partykeer so klein. Ons het so baie toeskouers. Ons het so baie mense wat sê, ek wil 'n bietjie nader, ek wil 'n bietjie hoër. Maar dan kom ons in die binnekring en partykeer is die binnekring 1, 2 of 3 mense in 'n groep van 50 of 100. En ons vra, hoekom leef ons nie in oorwinning nie? Want die intimiteit, die binnekring belewennisse is baie keer nie daar nie. Ons sluit hierdie storie af. Moses het die berg uitgeklim en die wolk het die berg bedek, die teenwoordigheid van God. Die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï vertoef en die wolk het die berg 6 dae lank bedek. Die Here het op die 7de dag uit die wolk na Moses geroep. Die heerlikheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n vertrederende vuur op die kruin van die berg. Ons lees die nasie om die berg. Die ouens het 'n bietjie 'n groter begeerte gehad het, bietjie hoër op. 'n Paar ander ouens nog 'n bietjie hoër op wat 'n bietjie 'n groter begeerte gehad het, die bietjie meer deurgedruk het. En uiteindelik net Moses kom bo en hy spandeer tyd in die teenwoordigheid, in die heerlikheid van God. Nou vra ek vir jou die vraag, tussen hierdie 4 sirkels, waar behoort jy wees? Heel bo, onder
hier in die middelrond, waar behoort jy te wees? En dan vra ek die volgende vraag, wat beteken dit om in die binnekring te wees? Om in hierdie naaste glorie van God, teenwoordigheid van God, situasie te wees, waar jy nou amper soos die Ou Testament sê, die Shekinah glory, die tasbare teenwoordigheid, intimiteit van God beleef. Waar behoort jy te wees? En ek dink die vraag is baie maklik. Ons almal behoort in die binnekring te wees. Ons almal behoort elke dag God te beleef, met God te kan praat, God se stem te kan hoor, God se hart te kan hoor, tyd in sy woord te spandeer. Ons almal behoort daar te wees. So wat beteken dit dan om in daardie binnekring te wees? Wat beleef ons as ons daar is? Nou die eerste ding is ons beleef 'n dieper vorm van intimiteit. Ons beleef dit, ons voel dit. God voel ewe skielik nie meer ver nie, maar hy voel naby. Julle weet daai stories van mense wat sê ek het in my binnekamer gesit, ek het gebid, ek het God beleef, God het met my gepraat. Die oomblik wat ons in daai binnekring in beweeg, dan raak daai intimiteit wat ons almal behoort te hê met God al hoe dieper en ons beleef hom al hoe meer. In Eksodus 33 vers 11 lees ons, die Here het met Moses van aangesig tot aangesig gepraat, soos 'n man met sy vriend praat. Hoe mooi is dit nie? Ons praat van Jesus, wat ons vriend is, in die Nuwe Testament. Jesus sê ek wil inkom en saam met jou kom eet soos 'n vriend. Hier in die Ou Testament, waar daar veronderstel was om skeiding te wees tussen God en mens, omdat Jesus nog nie gesterf het nie, sien ons Moses beleef dieselfde wat Jesus vir ons vandag kom doen, van aangesig tot aangesig gepraat, en soos 'n man met sy vriend praat. Dis die diepe teenwoordigheid, intimiteit wat Moses beleef het. Dan het Moses teruggekeer na die kamp, maar sy helper Josua, seun van Nun, 'n jong man, het die tent nie verlaat nie. En dan in Numeri 12 vers 8 lees ons, van aangesig tot aangesig praat ek met hom. In 'n verskyning, nie in raaisels nie. Die verskyningsvorm van die Here sien hy. Waarom was julle dan nie bang om teen my diensknegt Moses uit te vaar nie? Die eerste ding wat ons beleef as ons in die binnekring is, ons beleef hierdie. Ons beleef God van aangesig tot aangesig. En dis die beste plek om te wees as jy in oorwinning wil leef, om voor jou generaal te staan, voor jou koning te staan, en direk sy stem te hoor, en direk te hoor wat hy vir jou wil hê vir die dag, wat hy wil hê jy moet gaan doen, wat sy instruksies hy vir jou wil gee. En die tweede ding is, ons leer God ken. Baie keer sê mense vir my, God is hierdie groot misterie. Ons ken nie sy hart nie, ons weet nie wie hy is nie, ons kan hom nooit beleef nie. As jy God van aangesig tot aangesig beleef, as jy in daai binnekring is, dan leer jy God ken, soos wat jy hom nog nooit geken het, nog nooit beleef het nie. In vers 13 van Eksodus 33 sê, daarom as ek welguns gevind het in u oë, maak tog aan my u paaie bekend, dat ek u kan ken, sodat ek guns bly vind in die oë. Besef tog dat ek hierdie nasie die volk is. Hier lees ons dat Moses het hierdie begeerte om guns in God se oë te vind. Maar hy is in 'n one-on-one gesprek met God en hy sê, ek wil graag guns in die oë vind. Maak tog aan my u planne bekend. En ek dink baie keer in ons lewe beleef ons nie deurbrake nie, ons beleef nie oorwinning nie, want ons het nie by 'n punt gekom waar ons vir die Here sê, Here, maak u planne aan my bekend nie. Ek is vas oortuig daarvan, baie mense maak hierdie so af om te sê, ja, hulle is bang om die Here se plan oor hulle lewe te ontdek, hulle is bang om God se hart oor hulle lewe te ontdek, want net nou sê die Here tog net vir my, ek moet my huis verkoop. Dis nie ons God nie, ons God soek die beste vir ons, ons God wil die beste vir ons hê.
Hy wil ons op 'n pad van groei. Hy wil ons op 'n pad van intimiteit soek. Vat. Hy wil nader aan ons kom. Hy wil hê ons moet nader aan hom kom. Hy sal niks vir jou sê om te doen. Niks op hierdie aarde sal hy vir jou sê om te doen wat jou en sy verhouding gaan skade lei nie. Hy gaan niks vir jou sê om te doen wat jou gaan skade aanbring nie. Hy wil jou dan die beste gee. So Moses kom op 'n plek en sê, maak tog net aan my u paaie bekend, u hart, u doel, u begeerte vir my. En ek dink as ons op 'n plek kom waar ons werklik in ons binnekamer gaan sit en vir die Here sê, asseblief Here, ek het nou nie meer regtig antwoorde nie. Wat is die volgende stap? Dan dink ek gaan ons in 'n intimiteit in beleef en in 'n dieper vlak met God in beleef, waar ons definitief elke dag in ons lewe 'n bietjie meer oorwinning, 'n bietjie meer deurbraak gaan beleef. Oorwinning begin met intimiteit. Ek gaan dit bly sê. As ons dit mis ons die hele punt daarvan. Die derde ding wat God doen is, God openbaar homself aan ons. In vers 18 tot 19, Moses sê toe, toon asseblief u heerlikheid aan my. Maar hy het geantwoord, ek sal nie al my goedheid reg voor jou laat. Ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan. En ek self sal die naam, die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer gaan hy homself aan ons openbaar. Ons lees in die Ou Testament, God het sy hand voor Moses gesit, want as hy in al sy glorie verskyn het, kon baie vleissak Moses dit nie hanteer nie. En tog nadat het Moses geskyn, want hy was nog steeds in die teenwoordigheid van God. Maar wat is ons begeerte om God te soek in ons lewe? Hoeveel wil ons van hom sien? Hoeveel wil ons van hom beleef? Wil ons alles van hom sien? Wil ons net 'n bietjie van hom sien? En dan moet ons onsself gauge in wat se sirkel is ek. En dan die laaste ding is, as ons in hierdie diep intimiteit met God lewe, dan transformeer die heerlikheid van God ons. Dit kan nie anderste as dit nie, want ons God is 'n transformerende God met onbeperkte krag. En die oomblik wat ons in sy teenwoordigheid inkom, kan ons nooit weer dieselfde wees nie. Ek onthou die dag toe ek my hart en lewe vir die Here gegee het. Dit is verskriklik baie lank terug nou al, voel dit vir my, en dit is al oor die 2 dekades terug. Maar die dag toe ek daar staan en ek beleef Jesus se liefde vir die eerste keer, en ek beleef Jesus se teenwoordigheid in my lewe vir die eerste keer, was my lewe nooit weer dieselfde nie. Dit het my totaal en al omgeslaan. Ek het nie geweet wat, waar, hoe ek dit beleef nie. Ek het net daar gestaan en gesê, Here, as dit is wie U is, kan ek nie anderste as om my lewe vir U te gee en U te dien vir die res van die tyd wat ek oor het nie. Want in God se teenwoordigheid verander hy jou. Hy transformeer jou. En hier lees ons in Eksodus 34 vers 29, toe Moses van die berg Sinaï afkom, die 2 kliptafels met die getuienis was in Moses se hand. Toe hy van die berg afkom, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig stralend was, omdat hy met God gepraat het. Omdat wat ons in God se teenwoordigheid kom, transformeer hy jou. Julle het al gehoor, mense sê, as hulle na iemand toe gaan wat 'n kind is van die Here, dan straal hy. Dan is die liefde van God in sy oë teenwoordig. As iemand tyd in die Here sy teenwoordigheid spandeer, dan transformeer God jou lewe. Ek onthou 'n klompie jare terug, is ons by 'n uitreik in Brits. Dit sê jy ook daar baie. En ons is daar in die hoërskoolse saal en daar soos 40,000 tieners, ek weet nie, en jong mense en alles. Dit is die hele saal is vol mense. En ons praat met hulle, ons sing en ons gee vir hulle die geleentheid om hulle hart en lewe vir Here te gee. En na die tyd kom iemand na my toe, hulle sê, Philip, kan jy asseblief met hierdie 2 ouens kom praat? Hulle sê hulle is sataniste. Hulle wil nou moeilikheid maak. En ek sê vir die Here, asseblief Here, die enigste manier ons hierdie ouens gaan oortuig is U liefde. Ek gaan nie gaan om te beklei nie, ek gaan nie daar gaan en spoeg en spat en slaan en spartel en goeters wil gooi en brand nie. Ek
Ek gaan net na hulle kyk en ek vra Here, Jesus, die liefde, moet hulle oortuig. En ek staan en ek sê vir die ouens, ouens, wat is julle planne? Hulle swak so, sê, wat is julle planne? Hulle kyk so af, ek sê, moet nie afkyk, jy kyk my met. En toe hulle my in my oor kyk, die sê hulle, okay, Jesus, hoe? En ek vra vir hulle na die tyd wat, hulle sê nie, toe hulle my in my oor kyk, toe beleef hulle God se liefde. So wanneer jy in teenwoordigheid van God inkom, transformeer hy jou lewe vir altyd. Die vraag is net, wil jy dit beleef? Waar bevind jy jouself? Kom ons gaan nou die storie van Jesus toe. Is jy deel van die 70? Is jy deel van die 12? Van die 3 of van die 1? En julle almal weet, die 70 het Jesus uitgestuur, 2, gaan. Die 12 het saam met hom gestap. Die 3 het altyd saam met hom gaan bid. En daar het op die einde van die dag 1 oorgebly. Is jy deel van die 70? Van die 12, die 3 of van die 1? En hier is net so 1 of 3 goedjies van hierdie 70, 12, 3, 1 storie voordat ek land vandag. Elke disipel van Jesus was so naby aan Jesus, soos wat hy gekies het om te wees. Jesus het niemand voorgetrek nie. Jesus het ouens gekies en gesê, volg my. Ek worry nie oor jou geskiedenis nie, ek worry nie wie jy is nie, ek worry nie of jy 'n groot of 'n plat of 'n ronde neus het nie. Volg jy net vir my. En elkeen van daardie 70, 12, 3 en 1 het gekies om so naby aan Jesus te wees, soos wat hulle dit wou gehad het. Baie ouens het op 'n stadium hom verlaat. Julle het al die evangelies gelees, en gesê, nee, hierdie is te veel vir ons kan nie. Die 12 het weggehardloop. Die 3 het weggehardloop, eventueel, en daar 1 oorgebly. Elke disipel van Jesus was so naby aan Jesus, soos wat hy gekies het om te wees. Vandag kan jy so naby aan Jesus, God, die Heilige Gees wees, soos wat jy kies om te wees. Die dieper intimiteit van die 3 was die resultaat van hulle reaksie op Jesus se liefde en sy lyding. Baie keer, jy het klaar genoem, kom mense op 'n plek en hulle sê, hierdie is te veel vir my. 'n eenvoudige opdrag wat God vir ons in sy woord gee. En hierdie is te veel vir my, ek wil 'n bietjie terugstaan. Goedjies soos onvergifnis, aanstoot in jou lewe. Eenvoudige klein goedjies. Kom mense en sê, nee, wag, hierdie kan ek nie, ek kan nie iemand vergewe nie, want hy dit en dit aan my doen, jy verstaan nie. En elke slag wat jy een van hierdie klein goedjies, wat Jesus vir jou aanbied, sy liefde, sy lyding, ignoreer, kies jy om nie in die binnekring in te gaan nie. Jy kies dalk om nie derde sirkel, of naderhand net 'n toeskouer te wees. Die dieper intimiteit van die 3 was gewees, ek reageer op dit wat U vir my bied. Ek reageer op U lyding. En was dit in die begin vir my maklik geweest in my lewe? Nee, ek kan nie voor julle staan. Nee, eenvoudige goeders wat veronderstel is om maklik te wees toe ek nog jonk in my geloof was. Nee, daai vlees was lewendig hier binnekant. Ek wou niks geweet het nie. As iemand my kwaad aan gedoen het, dan wou ek hulle gaan wys het, tot ek op 'n punt in my lewe gekom het waar die Here vir my sê, dis nou tyd dat hierdie houding en hierdie trots van jou afsterf. Dis tyd dat dit sterf. Jy mis die merk. En ek het dit laat gaan. En ewe skielik beleef ek Jesus op 'n baie dieper vlak. Ek beleef hom baie dieper. So in al die opdragte wat hy vir jou gee en alles wat hy doen, ek gaan nie nou in alles ingaan nie, ons kom daarby. Jesus het nooit perfekte mense gesoek nie. Hy soek verhouding met almal wat 'n begeerte het na intimiteit. Dit was my eerste punt gewees in hierdie. Jesus het nooit perfekte mense gesoek nie, hy soek almal. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat almal, hy soek almal, maar die keuse bly ons in. Gaan ons kies, en hoe diep wil ons dan nou gaan? En dan die laaste ding, voordat ek wil afsluit, is hoekom het Johannes alleen die binnesirkel ingegaan? Terwyl daar plek was
van al die ander 70, honderde ouens wat vir Jesus gevolg het. Hoekom het net Johannes alleenig dit gekies het? Nou hier wil ek vir jou so 4 goedjies gee en ek wil 'n storie vir julle lees uit die Bybel uit en dan sluit ons af. Hoe betree ek dan nou prakties die binnekring? En hier is 'n storie van iemand wat dit amper reg gekry het in die Bybel, maar toe hier op die einde het hy besluit ek gaan 'n toeskouer bly. Ek gaan nie die binnekring ingaan nie. Matteus 19 vanaf vers 16. En kyk, Jesus praat nou. En kyk, iemand het na Jesus gekom en gevra, of dis die storie wat vertel word deur Matteus. En kyk, iemand het na Jesus gekom en gevra, Meester, watter goeie ding moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan verkry? Kom weer moet werke, ek wil net werk om te impres. Wat moet ek doen? Terwyl Jesus se genade verniet is, nee. Hy het hom geantwoord, hoe vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. As jy die lewe wil binnegaan, moet jy die gebooie nakom. Hy vra hom, watter? Jesus antwoord, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuie aflê nie, of vals getuig nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jong man sê vir hom, dit alles het ek tog maar nagekom. Wat kom ek dan nog kort? En hier is die ding, Jesus het vir hom gesê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy kom hier, volg my. Volg my. Toe die jong man egter hierdie antwoord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. So hoe betree ek die binnekring? Nommer 1, jy moet 'n diep begeerte hê daarvoor. Hier het hierdie perd dit amper reg gekry. Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te bekom? Hy wil dit hê. Hy het dit amper reg gekry. Hy wil graag die ewige lewe hê. Wat moet ek nog doen? Terwyl salvation verniet is. Ons hoef nie te werk daarvoor, maar wat moet ek nog doen? En Jesus gee vir hom hierdie lang lys van goeders wat hy moet doen om goed te wees in die oë van die Here. En hy sê nie, maar ek doen alles. En hy sê, maar okay, kom volg jy dan nou vir my. Verkoop alles wat jy het en kom volg vir my. En die begeerte om in intimiteit met Jesus te leef was nie in hierdie jong man se lewe groot genoeg nie. Wat moet ons doen? Ons moet vir Jesus volg, no matter what. Nommer 2, liefde het Johannes in 'n dieper verhouding ingetrek. Hierdie jong man wat na Jesus toe gekom het op daai stadium, het nie liefde gehad nie, hy het 'n begeerte gehad, maar hy wou werke gedoen het, hy wou 'n ruiltransaksie gedoen het, en hy was nie bereid om die liefde, die volg my gedeelte te doen nie. Maar Johannes was op 'n plek waar hy gesê het, Here, ek volg U no matter what. Ek sal my lewe gee vir U, no matter what. Ek wil U volgeling wees. Die derde ding is, as jy bereid is om alles op te offer, sal jy daardie intimiteit kan beleef. Onthou, ons as Suid-Afrikaners het dit baie maklik. Ons word nie met ons lewe vervolg nie. Ons koppe word nie afgekap as ons sê ons is Christene nie. Hierdie ouens het, meeste van die apostels is dood. Na hulle weggehardloop het vir Jesus en weer teruggekom het, is hierdie ouens gemartel, in potte vol olie gegooi, een is vergiftig, hierdie is gesteek, die is onderste bo gekruisig, daai se kop is afgekap. Dit was rof gewees. Hierdie ouens het iets beleef, 'n liefde, 'n intimiteit, 'n diepte, 'n openbaring wat hulle lewe getransformeer het, dat hulle bereid was om alles op te offer. Hierdie jong man was nie. Hy het net gesê, my kar, my huis, my klere. Ek is nie bereid om dit op te offer nie. Ek sal maar aanhou die wet probeer nakom en so werk om in God se goeie boekies te wees. Terwyl Jesus het gesê, kom volg my net. Al wat jy hoef te doen. Luister net na my stem, volg my leiding. En ek dink as hy hom gevolg het, sou hy op die einde van die dag baie meer teruggekry het as wat hy gehad het. Dis net ek wat so dink. Maar kom ons gaan nou nie daar. En dan die
vierde punt is, as daar ander goed is, wat meer belangrik is as die binnekring, sal jy nie in die binnekring kan wees nie. Hierdie ryk jong man het gesê geld, besittings, roem, glorie, al die wêreldse goeders is belangriker as die binnekring. Ek het 'n begeerte na dit, maar ek is nie bereid om dit wat werklik belangrik is, eerste te sit nie. So hoekom ek in die binnekring? Die 4 goeders, kom ons gaan weer oor. Jy moet 'n dieper begeerte hê daarvoor. Jy moet liefde vir God hê. Dis die tweede een. Die derde een is, jy moet bereid wees om alles op te offer. En nommer 4 is, jy moet ander goed wat meer begeerlik is as God, neerlê in jou lewe en hom volg. Dieper intimiteit, die keuse is joune. Dieper intimiteit is die eerste stap na oorwinning in jou lewe. Kom ons maak ons oor toe, kom ons bid. Jesus Christus, God die Vader, Heilige Gees, baie dankie dat U vir ons die woord gegee het en die woord leer ons hoe om in 'n dieper intimiteit met U in te gaan. Here, dankie dat U woord dit vir ons eintlik so maklik stel. Volg Jesus, begeer Jesus, begeer 'n verhouding, volg U leiding en lê alles wat wêreld is net af. Lê alles wat begeerlik is net af. Here, my gebed is dat ons nooit op 'n plek sal wees waar ons toeskouers is nie, maar dat ons in die binnekring sal wees, dat ons soos Johannes, soos Moses, U van aangesig tot aangesig kan beleef, U van aangesig tot aangesig kan hoor, kan sien, en soos wat U vir Moses gesê het, praat met ons soos 'n goeie vriend. Mag dit wees waar ons elkeen se begeerte is, mag dit wees waar ons elkeen onsself bevind. As ons nie daar is nie, Here, lei ons om elke dag nader en nader aan U te kom. En Here, wanneer ons in hierdie reeks ingaan, waar ons praat oor hoe om in oorwinning te lewe, Here, vra ek regtig dat U mense sal stuur wat nodig het om deurbraak in hulle lewe te beleef, dat hulle hierdie woord sal hoor en dat hulle ook die oorwinning wat net U kan gee, sal beleef. Mag ons gemeente 'n hospitaal wees vir siek mense en mag ons gemeente ook hulle uitstuur nadat hulle gesond is, nadat U hulle gesond gemaak is, om die wêreld daar buite gesond te maak. Dis my gebed in die naam bid ons dit. Amen.